Goeienaand geliefdes. Die Bybel praat in Handelinge 28. Die Bybel sê die inwoners het verwag nadat Paulus gepik is, hulle het verwag dat hy sou opswel, neerval en skielik dood. Want die is hier die eerste slangpik wat hulle gesien. Hulle weet hoe giftig is die slang en hulle weet wat is die uitwerking van die gif. Jy swel, jy val neer en jy dood. Dis die reël, dis die uitwerking wat so ding op jou het. Maar met God aan Paulus se kant, maak hy vir Paulus, nie die ander buite nie, nie ander slangpikke nie, maar vir Paulus maak hy 'n uitsondering tot hierdie reël. Wat van toepassing was op ander mense en wat met ander mense gebeur het, die uitwerking wat dit gehad het op ander mense, wat die soortgelyke ding oorgekom het, Paulus is die uitsondering, omdat hy die Here aan sy kant het. In kort geliefdes, wat is veronderstel om te gebeur met 'n kind wie sy ouers op 'n baie jong ouderdom verloor het en wat stomp wees is? Jy is veronderstel om nie 'n toekoms te hê nie. Toekoms is veronderstel om te sterwe en te dood. Kinders wat in armoede en groot word, waar pa en ma lyk, hulle verwerp jou en hulle worry nie, wat rondom jou is geen belangstelling nie. So 'n pik is veronderstel om jou te laat opswel en jy is veronderstel om skielik te sterwe. Al sterwe jy nie fisies nie, elke droom en planne en potensiaal van jou is veronderstel om te sterwe. Ons lewe in 'n gemeenskap wat ons nie weet nie, maar verkrachting onder seuns en meisies is 'n algemene ding. Die trauma wat daarmee gepaard gaan, is veronderstel dat jy 'n rigting inslaan waar selfs ook jou drome mag sterwe. Ons lewe in 'n tyd waar kinders groot word in omstandighede met gangsterisme en dis die algemene ding. Alle jong mense, jong mans moet vroegtydig in gangsterisme betrokke is en sterwe of in die tronk opeindig met 'n nommer. Dis die algemene reël. Maar ek is vanaand hier om u te sê, jy is 'n uitsondering tot hierdie reël. En as jy wel 'n uitsondering is, wie jy ook al is, wat jou omstandighede ook al is, kry net die Here jou kant. Ek kan nie reëls verander van hierdie wêreld nie. As dit nag is, en ek lig aansit, want dis die reël. Ek moet self vir my onderwerp aan die reël. Wanneer ek koud is, en ek trui aantrek, want ek is 'n mens, en ek moet myself onderwerp aan hierdie reëls. Maar as jy God aan jou kant het, hy val nie by aardse reëls in nie. Aardse reëls val by God in. Hy kan dit verander, want hy is God. Is hy wat van 'n hongerleeu 'n troeteldier maak, want hy is God. Is hy wat 'n stormagtige see kan sê, stilte, want hy is God. Hy kan reëls verander. Is hy wat vuur wat brand, wat mense doodmaak, verander hy in die vuur is skadeloos, terwyl die vuur brand, want hy kan dit doen, hy is God. Kry hom jou kant. Slange gaan jou pik, maar God verander die reël, en hy verander die gif van 'n slang na blote water. Jy is veronderstel om te val. Jy is veronderstel om te swel. Die Bybel sê dat die mense het gewag en hulle het lank gewag, maar niks.
het met Paulus gebeur nie. Laat jou vyand stoel kry en sit en wag. Hy weet, jy's veronderstel om te val. Jy's nie veronderstel om te staan en iets te word nie. Jy's nie veronderstel om te smile nie. Jy's nie veronderstel om jou huwelik weer te herstel nie. Nie nadat jy die groot pik gekry het nie. Jy's nie veronderstel om die Here te dien nie. Jy's nie veronderstel om positief te wees na wat gebeur het nie. Maar met God aan jou kant, gaan jou vyand wag, en hy sal lank wag. En mag die Here seën.